Ons tema hierdie maand gaan oor vreugde en ons vier as gemeenskap, as familie, as gemeente saam vreugde. Nou ek kan nie dink aan 'n beter vreugdeviering as Jakobus nie. In Jakobus 1 het hy hierdie aanhef in sy brief Jakobus. Wat dit so mooi maak is dat Jakobus is die halfboetie van Jesus en hy het groot geword saam met Jesus. Hy het wel later in sy lewe eers tot geloof gekom. En met hierdie geloof wat hy ontdek het in die opstanding van sy boetie en toe gesê het, maar U is my Here, het hy 'n nuwe lewe begin kry, 'n nuwe disippelskap ontvang van Jesus self af. En so het dit gebeur dat Jakobus die leier van Jerusalem geword het in daardie tyd. Nou die brief Jakobus is omtrent so 40 tot so 62 na Christus geskryf, maar wat die brief so besonders maak is die manier hoe Jakobus eintlik vir ons sê dat ons geloofsdade maak saak. As 'n mens die Bybel lees, dan ontdek jy dat dit wat Martin Luther gesê het in die Bybel so waar is, dat geloof gaan werklik waar oor genade van God af. En dis deur hierdie genade waarin ons onsself kan uitleef in ons geloofslewe. Maar Jakobus maak dit so 'n bietjie anders. Vir hom is die Spreuke van Salomo hoofstuk 1 tot 9 en selfs Jesus se bergpredikasie in Matteus 5 tot 7 'n groot impak in sy lewe gewees. En daarom sê hy, net soos wat sy boetie Jesus gesê het, en ons Here sê, dat 'n boom word aan sy of haar vrugte geken. Geloofsdade is belangrik. So wanneer ek en jy vreugde vier in hierdie lewe, wanneer ons mekaar vier, dan vier ons dit deur een ding te doen, deur dit wat ons met ons dade aan ander mense wys. Partykeer is dit belangrik om minder te praat, minder te sê, minder te beloof, maar net partykeer stil te bly en te doen. So ek wil jou uitdaag hierdie hele maand wanneer ons 'n bietjie praat oor vier vreugde, om vir iemand anders in jou lewe iets te beteken, nie net met woord nie, maar in besonder met daad. Mag jy in hierdie tydperk in jou lewe ook met dade vir ander mense sê wat hulle vir jou beteken. Sterkte vir die week.